Jesus, groot beamal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Goeiedag. Ek het gister verwys na professor Koenig se beskrywing van die geestelike karakter van Abraham se vaderskap. Eindelik kry ons dit mos al by Abraham se roeping in Genesis 12. Reg aan die begin, want die Here hom uitlei uit die heidendom om uit hom 'n nuwe volk te bou, is die belofte aan hom: deur jou sal al die mense op aarde geseën word. Paulus verwys na hierdie teks en noem dit die evangelie, as hy skryf: daarom is die goeie nuus, en dit in Grieks is dit evangelie, vooraf aan Abraham bekend gemaak. Nou wat is hierdie goeie nuus? Dat nie net Jode wat glo nie, maar ook heidene wat glo, deur God gered of geregverdig word. Met nadruk skryf Paulus dan 2 keer, dis nie die wat die wet probeer hou, maar die wat glo, wat kinders van Abraham is. Na hierdie laaste sinnetjie moet 'n mens mooi kyk. Dit word verskillend uitgedruk in verskillende vertalings. Die 83 vertaling sê, dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Die Nuwe Lewende vertaling lui, almal wat glo ontvang dus die seën, waarmee God die gelowige Abraham geseën het. In die 2020 vertaling sê, daarom word die mense wat glo, saam met die gelowige Abraham geseën. Bedoel Paulus dit regtig ernstig? Kan ek en elke ander mens op geen ander manier geseën word, as om deel te kry aan die seën wat God aan Abraham gegee het nie? Of anders gesê, om saam met Abraham geseën te word nie? Wel, dis presies wat Paulus 'n paar verse verder aan herhaal. Deur Christus kry ons deel aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. Dit kan tog nie iets anders beteken nie, as dat God een gemeenskaplike seën aan Abraham gegee het, en dat ons, alle gelowiges, deur die geloof aan daardie gemeenskaplike seën deel kry. Dan is dit mos nie vreemd dat hy Abraham die vader van alle gelowiges noem nie. En dan is dit ook mos totaal van die spoor af om te dink, Abraham is net die vader van die Jode. En die verbond, werk dit nie op dieselfde manier nie? Onthou, God se verbond met Abraham was nie 'n private verbond met hom as enkeling nie. Hy het die verbond gemaak met Abraham en al sy geslagte na hom. Ook die verbond is dus gemeenskaplik. God sluit nie met elke mens 'n nuwe aparte verbond nie. Hy neem ons op in die een enkele genadeverbond, die verbond met Abraham. Klink dit 'n bietjie ingewikkeld? Onthou, Paulus moes sin maak uit Jesus se opdrag: gaan dan en maak disippels van al die nasies deur hulle te doop in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, en hulle te leer om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En ook Jesus se uitspraak: moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Paulus was baie goed onderrig in die Ou Testament, en die enigste manier waarop hy sin kon maak aan Jesus se verkondiging, was om op hierdie manier te verduidelik dat alle paaie, ook deur die Ou Testament, ook die via Abraham se vaderskap en die besnydenis, lei na Jesus. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat op die einde van die dag het al die paaie wat U geskep het vir die mens om U te leer ken, gelei na U, sodat ons ook vandag deel van U kinders op aarde kan wees. Help daarom vir ons om nie net dit te glo nie, maar ook met ons lewe te wys, veral deur ons onderlinge liefde vir mekaar. In Jesus se naam. Amen.